Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Here, vir die geleentheid ons dankie sê, dankie dat ons weet U is 'n God wat na ons toe uitreik, U self openbaar aan ons. Ons hoef nie U eers te gaan soek nie of U speel nie wegkruipertjie met ons nie. U is 'n goeie, liefdevolle, genadige God. Dankie daarvoor. Dankie dat ons U kan aanbid. Dankie dat U 'n konstante goeie God is. Here, dankie dat ons ook hierdie week kan fokus op hierdie tema van gebed. En hoe dit lyk as ons in 'n verhouding staan met U en hierdie konstante koneksie wat ons het as dit kom by gebed, met U 'n lewenstyl van gebed kan leef. Here, seën ook so ons geleentheid vandag waar ons by U woord en by U voete kom sit, weet ons U Gees is ook teenwoordig in ons lewe en lê U woord ook vir ons uit. Laat ons luister, U dienaars luister. Amen. Ons het gisterand gehoor by Stefan, Lukas 10, die teksvers wat hy gevat het, oor hoe dit lyk om rus te vind, die regte soort rus by die voete van die Here. Ek was so ver gaan om te sê hoe belangrik die regte postuur is om tot rus te kom by die Here. Ek wil vanaand egter een stapie verder gaan en sê, maar wat nou verder? Wat gebeur nadat ons tot rus gekom het by die voete van die Here? Nou, hoekom ek dit noem, is ons kan so maklik gebed sien as 'n wegkruipplek. Ons bly en ons bly sit by die voete van die Here en ons bly rus, maar dis alwaar dit stop. Met ander woorde, dit raak dan 'n wegkruipplek. Ons sê ons moet eers by die voete van die Here sit. Ons moet daar tot rus kom en dis dan ook die einde van ons gebed. Dan raak dit 'n wegkruipplek. Met ander woorde, hoe lyk dit in praktyk? Ons wat bid vir die wêreld se nood, maar ons is nie bereid om ons hande vuil te maak nie. Ons bid dat ons Jesus se stem moet hoor, maar ons loop nie op Jesus se voetstappe nie. Met ander woorde, gebed wat net 'n plek van rus is, wat oor myself gaan, en dit vind plaas slegs in my eie gemaksone. Is dit wat die woord van die Here van ons vra as dit by gebed kom? Dit is die vraag. Met ander woorde, hoe lyk gebed wat dalk miskien begin loop? Dit is ons tema vir hierdie boodskap vandag. So, ons teksvers vandag is ook Lukas 10. Maar voor ons dit doen, sien ons dat Jesus ons genooi het, Onthou ons terug na die eerste boodskap van ons week van gebed. Dit was die uitnodiging, kom na my toe soos jy is. Tweedens het ons gesien hoe belangrik dit is om die regte postuur te hê om tot rus te kom by die voete van die Here. Nie die rus wat die wêreld van ons sê vra nie, maar die rus wat die Here van Lukas 10 vir ons vra. So, Jesus laat ons dus met ander woorde sien, hoor, maar ook tot rus kom by sy voete. Maar as ons reg deur die Bybel kyk, dan sien ons, daarna is daar altyd 'n opdrag, 'n stuur. Hy stuur hulle dan uit, vanuit die plek van rus. Hy beweeg, laat hulle oorgaan na 'n postuur van beweeg toe. Met ander woorde, by Jesus se voete word ons harte gevorm, ja, maar daarvandaan moet ons begin leef, doen, loop. Die teksvers wat vandag ons fokus is, wat dit vir my die mooiste en die duidelikste uitbeeld, is ook Lukas 10. Maar die Lukas 10 wat ek wil oor gesels is, die een wat bietjie voor die verhaal kom van Martha en Maria, wat ons gisterand by stil gestaan het. En dit is hierdie baie bekende teksgedeelte, of hierdie verhaal as te ware, van die barmhartige Samaritaan. Nou, ek gaan nie tyd hê vanaand om die hele teksgedeelte te lees nie. As jy dit nie ken, kan jy gerus self gaan kyk na die gedeelte in Lukas 10. As ons na die verhaal kyk van Lukas 10, dan onthou julle, dit begin met 'n vraag wat 'n wetsgeleerde vir hom vra. Van wie is my naaste? Jesus antwoord nie met 'n dogma, stel reëls, 'n swaar las of juk wat hy nou moet gaan doen nie, maar Jesus vertel 'n storie. Storie van 'n persoon wat op pad gereis is, en hy is oorval vir deur rowers, en hy is letterlik gelos om dood te gaan. Dan kry ons twee tipiese Lukaanse styl, Lukas styl, 'n priester en 'n leviet, wat in die wêreld waarin Jesus is, vir ons juis 'n voorbeeld wees hoe om dit reg te doen.
Maar in Jesus se verhaal is hulle voorbeelde van wat nie om te doen nie. Nou wat doen hierdie priester en leviet? Hulle loop oor hom, hulle loop aan die ander kant. Dan kom die skokkende teks van hierdie verhaal, dat Jesus 'n barmhartige Samaritaan gebruik as 'n voorbeeld van hoe om dit reg te doen. Nou, die reaksie van hierdie barmhartige Samaritaan is ons wegspringblok vir ons teks vandag. Dis bitter belangrik. Daar staan, toe hierdie Samaritaan hom gesien het hy hom innig jammer gekry. Nou, Stefan het al baie oor gepraat by Ekerk. Die woordjie vir innig jammer kry, die woordjie beteken letterlik, die Griekse splagnitsomai. Dis jou ingewande word gedraai, letterlik, en jy kan nie anders as om iets te doen daaraan nie. Dit is dit. So jy sien net van emosies, van 'n afstand van, ag ek is so jammer vir jou, dan gaan jy aan met jou normale lewe nie. Nee, dis oppervlakkige, ek wil amper so ver om te sê, maklik soms aangeplakte empatie. Maar hierdie Samaritaan het hierdie diep emosie. Hy sien die persoon is in lyding, wat met hom gebeur het. Hy het hierdie innige gevoel wat hom jammer kry, maar meer as dit bly nie daar nie. Hy gaan oor na doen toe. Hy gaan oor om iets te doen. Nou kom ons pause vir 'n oomblik en ons gaan terug na die priester en leviet. Hulle weet ook wat hulle moet doen, maar die godsdienstige wêreld, reëls, die juk van die godsdienstige wêreld waarin hulle is so swaar op hulle skouers, dat hierdie godsdienstige reëls vir hulle 'n rede is om nie te doen nie. Want die wet sê baie duidelik, as ek nie die persoon vat, is ek onrein. Miskien is een van die priesters op pad om te gaan diens doen, of die leviet, en hy sy onreines kan en nie sy diens gaan doen nie. So die reëls maak dat hulle nie kan doen nie. Maar hulle bly miskien by die gevoel van het hom jammer gekry. Nou, hierdie beweging is vir ons so belangrik, dat hierdie Samaritaan vir ons is 'n voorbeeld. Hy beweeg nie omdat hy beter is as die priester en leviet nie, maar omdat iets hom geraak het. Dit is 'n wegspringblok vir ons lewe van gebed. So dis belangrik vir ons om te sien dat Jesus hier ons nie oproep noodwendig tot aktivisme nie. Wat ek bedoel met dit is, dis daardie gejaagdheid wat ons probeer die wêreld red, maar uit ons eie krag, vir standpunte wat vir ons belangrik is. Nie noodwendig wat vir die Here belangrik is. Nou, hoor my asseblief mooi. Aktivisme is goed en wonderlik as dit kom vanuit die bril van die Bybel, en dit is om vir mense op te staan vir wie daar nie opgestaan kan word nie. Maar so maklik kan aktivisme iets wees wat vir my belangrik is. Dis uit my eie krag, ek staan sterk hieroor. Maar Jesus roep ons op na iets anders toe. Hy roep ons op na 'n lewe om naby hom te beweeg, om na hom toe te kom, om rus te vind, die regte postuur te hê by die voete van die Here, maar ook dan so om beweeg te word, om die regte gevoel te hê wat Jesus laat beweeg. Waar mense vertrap word, waar mense verneder word, waar mense uitgeskei word as gevolg van godsdienstige of geloofsredes. So ware gebed, sê hierdie gedeelte vir ons, skuif die fokus weg van onsself, van wat wil ek doen, wat moet ek doen, wat het ek nodig, en dit skuif ons fokus eerder om, hoe kan ons ander mense help? Dit is dalk die eerste tree van ons lewe van gebed. As ons loop ons na ander mense toe. Ons loop na mense toe, waartoe Jesus geloop het. Jesus sluit dan hierdie gelykenis af in Lukas 10 met 'n belangrike uitnodiging. Hy sê dan vir die persoon die wetgeleerde wat vir hom hierdie vraag gevra het oor, wie is my naaste? Dan sê Jesus, gaan en doen jy net so. So dis ons weer eens belangrik. Onthou die wetgeleerde het gevra, wie is my naaste? Jesus het nie om 'n lysie gegee om te sê, hier's nog goed wat jy op jou juk kan dra om hier jou naaste lief te hê nie. Hy vertel 'n storie. Maar wat sê hy na die storie? En hy sê, persoon wat hierdie vraag vir wetgeleerde, leef jouself in hierdie storie in. Vra jouself af, wat kan jy gaan leef vanuit hierdie storie? Nou ek kan, as ek wil, kan ons Jakobus 2 vers 14 tot 17 ook hier inlees. Jakobus 2 sê dit baie hard, maar hy sê geloof sonder dade is dood, sê Jakobus. So wat Lukas vir ons hier sê, is gaan doen dit. Jy kan nie jou naaste lief hê net deur te sit by die voete van die Here en te hoor wie my naaste is nie. Jy moet jou naaste gaan leef, jy moet loop en hulle gaan raakloop daar waar hulle is. So lewende geloof
beweeg. Lewende gebed beweeg. 'n lewenstyl van gebed wat vanuit 'n plek kom wat ons nader na die Here toe. 'n lewenstyl van gebed wat rus vind by die voete van die Here. 'n lewenstyl wat so lyk beweeg. 'n lewenstyl van gebed. Ek wil so ver gaan en 'n laaste teksgedeelte in ons preek vandag op fokus. Johannes 20. Hoekom is dit vir ons belangrik? Jesus sê die einde van Johannes 20. Onthou, dis nadat hy gekruisig is. Jesus het opgestaan en hy verskyn aan sy disippels. Jesus is vir ons hierdie perfekte voorbeeld van hy het nie net vir ons teorie kom gee nie. Hy het sy lewe vir ons kom gee. Wat beteken hy het homself doodgeloop aan 'n kruis? Waar Jesus gesê het, ek het gekom want ek het die wêreld lief. Dit is nie net iets wat mooi klink nie. Jesus het dit geleef, hy het dit gedoen. Hy het homself doodgeloop aan die kruis. En spykermerke, merke op sy voete is vir ons hierdie merke van Jesus wat die woord, die daad by die woord gesit het. Maar met hierdie spykermerke in sy hande sê in Johannes 20, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dis 'n ongelooflike sin. Hoekom? Jesus sit met hierdie spykermerke in sy hande. Sê die Here het my gestuur. Hy het my gestuur om hierdie spykermerke in my hande te kry. Hy het my gestuur om te kom sterf vir julle. Wat dit verdien? Ek verdien dit nie. Dis nou my vertaling. Maar met hierdie spykermerke is dit vir ons hierdie teken van Jesus het homself doodgeloop aan hierdie missie dat die Here hom gestuur het om vir my en jou te sterf aan die kruis. Jesus word opgewek uit die dood. Nou sê hy vir die disippels, my gees is met julle, ek en my Vader stuur ons gees vir julle, en gaan so, en so stuur ek julle ook. So wat beteken hierdie vir ons? Dit beteken, Jesus nooi, daag my en jou uit, om dieselfde beweging te doen. Om met dieselfde liefde op te tree, om dieselfde rigting te loop, wat Jesus geloop het. Onthou, Jesus is by sy Vader as hy hierdie stuur. Nou, Jesus en God stuur hulle gees vir ons en sê, ons is by julle. Ons los julle nie alleen en sê, probeer nou maar ek self uitvind waartoe julle moet gaan nie. Nee. God is duidelik en sê, my gees is op julle gestuur, op julle geblaas op Pinksterdag, so stuur ek julle uit. Gaan en gaan leef soos wat ons vir julle vra om te leef. Nou kom ons sluit af. Gebed kan so maklik iets wees waar ons 'n verskoning soek om te rus, om weg te kruip, want ons wil nie ons hande vuil maak nie. Ons wil nie soos Jesus ons hande vuil maak, spykermerke in ons hande kry nie. Want dit is maklik om van 'n afstand af te bid. Dit is maklik om te bid vir al die nood in die wêreld in Suid-Afrika, maar ons is nie bereid om ons vingers te lig, hande vuil te maak om dit te doen nie. Jesus wys vir ons. Hy vertel vir ons 'n verhaal in Lukas 10 om te sê, hierdie Samaritaan is vir ons hierdie voorbeeld. Van hy het gekom na die Here toe. Hy het gesien hierdie persoon is seer, het lyding, beleef iets, 'n oomblik van nood. Hy het hom innig jammer gekry. Maar dit is nie die oppervlakkige wêreldse jammer nie. Dit is 'n jammer wat oorgaan na aksie toe, om te beweeg. So, ja, stuur die Here ons uit, Johannes 20, te sê, gaan dan nou ook so. Mag ek en jy hierdie week van gebed besef, dit gaan om na die Here toe te kom, soos wat ons is. Die Here vat ons en maak ons nuwe skepsels, gee ons 'n nuwe identiteit. Ons het gelees hoe belangrik dit is om die regte soort rus te kry by die voete van die Here. Maar ook so, mag ons daai een tree verder vat, om ook op te staan van daai plek af. Maar ook so 'n lewenstyl van gebed te leef, wat doen. 'n lewenstyl wat soos hierdie barmhartige Samaritaan oorgaan, om nie net te bid en mense jammer te kry nie, maar ook so bereid wees om uit ons plek uit ons pad uit te gaan, dalk ons tyd, geld, gawes op sy te sit, om ons hande vuil te maak. Soos wat Jesus sy hande deurboor het vir my en jou, kan ek en jy ook Jesus volg, waar sy gees ons stuur in hierdie wêreld in, om die nood vir die wêreld te wees, die nood wat Jesus vir die wêreld is, die lig vir hierdie donker wêreld. Mag ek in hierdie week van gebed saamgaan, om hierdie verskil in die wêreld te wees. Die verskil nie wat ek wil hê dit moet wees nie. Hierdie verskil wat ek nodig het om 'n gemaklike lewe in Suid-Afrika te hê nie. Nee, die verskil waar God se koninkryk kop uitsteek. Die verskil waar God se koninkryk sigbaar, voelbaar en verstaanbaar word in hierdie wêreld. Mag ons 'n skuif maak waar ons ophou sê ek bid vir hulle.
om net te sê, ek bid vir hulle, maar ek gaan wees ook daar vir hulle. Ek gaan sit by hulle, ek is by hulle. My gebed beweeg oor na aksie toe, na doen toe, na loop toe. Mag ons die res van hierdie week van gebed, môre sluit ons af, waar ons half die kersie op die koek gaan sit, om te sê, saam met hierdie gebed wat loop, gebed wat doen, moet ons ook so begin loop, die lewe doen, met die regte gevoel, die regte emosies, vir die regte goed, die innige meegevoel hê, as wat Jesus het. Mag ons ook so môre aand leer, wat is dit wat Jesus laat beweeg na aksie toe. Kom ons gaan ons bid saam. Here, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het om by u voete te kom sit. Here, mag ons dan ook eerlik met onsself wees, as ons hierdie skuiling kry, as ons hierdie as 'n wegkruipplek sien, om by voete te bly sit. Here, u nooi ons vandag uit om nie net te bly sit nie, maar ook op te staan. Nie net te rus nie, maar ook so te gaan doen, om te gaan loop, 'n lewenstyl van gebed te leef. 'n Lewenstyl van gebed waar u Gees teenwoordig is in ons lewe, waar ons 'n konstante verhouding met u het. En mag ons vanuit daai verhouding met u 'n lewenstyl leef soos hierdie barmhartige Samaritaan in Lukas 10. Mag ons nie net mense jammer kry nie, maar mag ons oorbeweeg om hulle te help in die oomblik van nood en lyding. Mag ons, soos Jesus ons uitstuur in Johannes 20, ons hande vuil maak. Nie noodwendig spykersmerke in ons hande kry soos wat u vir ons in die kruis gedoen het nie. Maar mag ons opkyk na u en te sê, ons wil soos u ons kruis optel, elke dag, en in die wêreld, in die konteks waar ons is, u hande en voete wees. U koninkryk laat kom, daar waar u al reeds besig is om te werk in hierdie wêreld. Here, ons vra dit natuurlik nie omdat ons hard genoeg vra, mooi genoeg vra, die regte tegniek het nie. Maar as alles te dank aan u seun ons verlosser, die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe. En saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.